Dit is goed om almal te sien. Kan ek nou sê welkom terug vir die nuwe jaar, want ek was nou die laas jaar hier nie, laas week hier nie, so ek kan dit nou weer sê. Het is goed om almal te sien. Ek is nou nie so klein bietjie stadig opgestel hier so, maar ek is eintlik baie opgewonde vir die oggend. Dit is hoe die Here werk, nie? Ek sê nou vir iemand hoe die Here werk, hy weet vooruit alles wat gebeur. Ek is dankbaar vir Marcel wat verlede week vir my oorgevat het. Ek sou verlede week begin het, maar toe het sy sommer net gekom oor die naweek en ek sou nog terug gewees het vir Dinsdag en alles. En toe het sy sommer net oor die naweek gekom en gesê sy dink sy moet Dinsdag doen, verlede Dinsdag doen. En toe dacht ek, okay, net kom ons doen dit nou, ons ruil dit nou maar om, want sy help my, dan hoef ek nou nie so vroeg voor te berei nie, maar ek sou in elk geval hier gewees het, want ek was van plan om maandag terug te kom. Toe werk het nou so uit, dat ek toe nou 'n bietjie uitstel, en toe sou ek net Dinsdag vroeg terugkom, en toe werk het nou so uit, dat my pa toe Dinsdag oorlede is, en ek is toe daar. So, Marcel was toe nou vooruit met die ding, die Here het met haar gepraat, jy sien die Here maak mense pad, jy maak jou planne, maar hy werk ook goed uit, as mens nou net dit kan neersit in myself en my planne kan ook neersit en net kan gaan met hoe dit werk, weet hoe dinge werk en daai besef kan hê, maar eintlik die Here het jou in sy hand en al verstaan mens nie al die goed nie, of die planne wat jy het, werk nie altyd uit nie, hoe hy eintlik meer weet as wat ons weet, en dan is dit geruststellend as jy dink iemand is eintlik aan jou kant wat eintlik jou help, as jy dit so kan leef. So dankie vir julle gebede, ek waardeer dit. Ek weet jy het vir ons gebid. Baie dankie. Mens voel nie alleen in alles nie. So dankie en ek weet julle verstaan. Is daar iemand wat nie hier is vandag? Kom net hoor. Daar sy. Welkom. Ekskuus, ek het nou baie hande gesien, maar ek dink is net een. Welkom. Jou naam is? Elfriede. Welkom Elfriede, het hulle jou opgestel met 'n boekie en penne en goed? Het jy gekry daar? Goed, sal julle vir haar verduidelik net hoe werk het, laat ek nou nie weer vir almal verduidelik nie, almal hoor elke keer die hele storie as ek dit doen. Dis maar 'n persoonlike ding meer, ons gaan nie so, weet hier, ons lê nie soveel klem hier op, maar ek wil tog hê dat ons dit gebruik op die manier wat julle gemaklik voel om Bybelstudie te doen en die penne en die klere en dit ook al, laat mens by die Here uitkom. Dit is belangrik, dat mens tyd spandeer om by die Here uit te kom. Kom ons maak dit ons oë toe, en wanneer ons bid, gaan ek dit aan Elise bid, sy het pyn in haar heup vanoggend, en sy het ook gevra, sy is nie hier nie, laat ons vir haar bid. Is daar iemand anders wat seer het? Okay. Kom ons bid. Okay. Hy gaan, ons reg. Baie dankie Here, dat ons weer kan stil raak en net op U fokus. Ons wil hierdie tyd op U fokus, ons wil hierdie tyd net vir U gee, en ons wil ons harte oopmaak vir U Gees, om met ons te praat. Here, ons bid vir Tannie Elise en Tannie Wilma wat nie is nie, en elkeen hierso wat dalk pyn het, Here, wat seer het, vir heupe en vir liggaam, dele, en Here, die pyn wat ons ervaar, dis tog daar, en ons sê dit nie weg nie, maar ons sê wel, dat U is die groot geneesheer. En dankie dat U ons genees, dankie dat ons geloof en ons hoop is op U, en ons kan U prys deur enige iets, en U is die een wat kom en dit wegvat. En ons dankie Here dat U kom en vat dit weg, in Jesus naam. Dankie vir die genesing op die kruis wat U vir ons gegee het. Dankie vir die groot prys wat U betaal, sodat ons geloof kan hê, in geloof kan lewe, maar ook die bevryding van die pyn kan ervaar. En ek bid Here dat U elkeen hierso ook sal bevry van die pyn en van die gebrokenheid van hierdie wêreldse pyn. En ons vra dit in Jesus naam. Amen. En Andrea, Here, die Here weet almal wat hier is, wat seer is, wat nodig is vir
vir gebed aan julle. Hy weet in elk geval al ons gebede se completion, die regmaak van alles. Hy is vooruit met alles, so dit laat my ook gerus voel, want as ek nou nie altyd reg bid nie, dan weet hy daarom alles, en hy hoor my reg. So, ek is nogal opgewonde vandag. Ek weet Marshall het verlede week met Johannes begin, maar ek wou 'n bietjie agtergrond van Johannes gee. Ek weet nie hoeveel sy gegee het nie, want ek het nou eers Saterdag aand laat teruggekom, so ek het nog nie opgevang met verlede week nie. As ek iets herhaal wat sy gesê het, moet julle my net sê, ek wil nou nie noodwendig tyd daarop spandeer nie. Maar ek gaan dalk nou nie eintlik vreeslik aangaan by waar sy was nie, want ek het 'n bietjie vasgehaak by Johannes die boek en nie noodwendig by die stuk nie. So ons gaan aangaan met Johannes ek gaan begin met Johannes die boek, en as ek tyd kry, gaan ek aangaan waar sy was. Anders gaan as dit volgende week moet doen, dan gaan ek nou ekstra stadig wees as dit okay is met julle, want die Johannes die boek was vir my so interessant dat ek net vir julle 'n bietjie agtergrond wil gee daaroor. Nou ons weet die Bybel is geskryf deur baie skrywers. Die Bybel is geskryf deur 40 verskillende skrywers. Ek was hierdie laaste 2 weke verskriklik in Johannesburg. Vergeef my as ek my taal bietjie meng of baie Engels klink, want daar is dit net Engels. So dan val jy nou weer in daai kant in. So die Bybel is geskryf deur 40 verskillende skrywers oor 1400 jaar in 3 tale. En nie een van hierdie 40 skrywers het besef hulle skryf die Bybel. Dink jy daaraan? Hulle skryf goed en hulle het nie eintlik besef hierdie gaan die woord van God in die woord van God opgevat word nie. Hulle het dit gedoen uit gehoorsaamheid of uit hulp vir iemand of wat ook al, maar geïnspireer deur die Heilige Gees. Maar hulle het nie besef hulle skryf die Bybel nie. En die Bybel, jy kan in die Bybel vreeslike variety, verskeidenheid sien, en dan kan jy ook 'n eenheid sien. Dieselfde tyd is daar 'n verskriklike verskeidenheid en dan is daar 'n daar's 'n groot eenheid in die Bybel. En die verskeidenheid kom want elke een van die 40 skrywers het tog 'n eie persoonlikheid, 'n eie styl, eie insigte, eie verlede. Hulle is tog hulle eie mens en God het dit so gedink om dit so te gebruik. So jy sien tog hulle persoonlikheid inkom, maar aan die ander kant in hierdie groot verskeidenheid is daar 'n groot eenheid, want daar was een divine editor. Wat is dit? Wat is 'n editor? Redakteur. Een redakteur op die ou einde, en dit was die Heilige Gees wat die redakteur is van dit, en dan sien jy nou weer die eenheid wat inkom. Nou sê hulle die verskillende die verskeidenheid, jy twee verskillende, die kerk is eintlik bang vir die verskillende die verskeidenheid baie keer, want die verskeidenheid laat hulle dink laat daar nie eenheid is nie. As jy nou net op die verskeidenheid fokus, so jy kry die, en dan kry jy nou die ander kant wat nie van die unity hou nie, van die eenheid hou nie, want dan kan hulle nie hier 'n ding sien en daar 'n ding sien en daar 'n ding sien nie. Hulle sê die liberale kerk mense hou van die verskeidenheid, want hulle wil hier piek en daar piek en daar piek, en die evangelicals, die gereformeerdes hou van die unity, die evenredigheid, want hulle wil die ding as 'n geheel sien. Maar mens moet al twee embrace. Mens moet al twee vat, want dit maak dit so veel ryker. En eintlik die Bybel wys op God. God is verskeidenheid en hy's 'n eenheid. Hy's God, Jesus, Vader, Seun, Heilige Gees. Dis verskeidenheid. Elkeen sy eie persoonlikhede, elkeen sy eie se manier, se styl. En dan is hulle weer 'n eenheid. Hulle vertel dieselfde storie. Hulle is in eenheid en hulle is een God. So die Bybel is eintlik wonderlik. Hy reflekteer wie God is. En dan sê hulle, as jy byvoorbeeld
die redakteur het dit so bewerk, as jy Genesis 1, 2 en 3 gaan lees, en jy lees dan die laaste 3 hoofstukke van Openbaring. Ek dink is 20, 21, 22 daarom, wat is die laaste 3? 21, 22, 23, wat ook al. As jy die eerste 3 van Genesis en die laaste 3 van Openbaring lees, dan lyk dit asof die dieselfde skrywer is. Hy sê, hulle vloei eintlik soos wat, daar's 'n begin en 'n afsluiting. En dit lyk asof dit 'n begin en 'n einde van is dieselfde boek kan wees, soos wat hy nou so opgebou is. So dieselfde met Johannes. Johannes is 'n unieke boek wat geskryf is van 'n unieke styl, unieke persoonlikheid. Want as jy na die evangelies kyk, en ons almal kyk na die evangelies en sien, hulle is nou dieselfde storie van Jesus van verskillende oogpunte. Dis hoe ek altyd gedink hier daarna. Maar, en dit is so, maar as jy na die boek Johannes kyk, dan sien jy, Johannes het 'n heeltemal ander oogpunt van Jesus. So as hierdie Jesus die mens was, het jy vir Matteus, Markus en Lukas wat van hierdie kant af kom, en dan het jy vir Johannes wat van hierdie kant af kom. Matteus, Markus en Lukas kom eintlik van buite af en vertel die storie van Jesus. Waar Johannes kom en hy vertel die binnekant. Hy vertel die hart. Hy vertel hoe Jesus was, die regte persoon van Jesus. Hy vertel van die persoon, nie net wat hy gedoen het nie. Al die evangelies doen 3 goed. Hulle sê wat Jesus gedoen het, wat Jesus gesê het, en wie Jesus was. Nou, Matteus, Markus en Lukas is die eerste 2 wat hy gedoen het en wat hy gesê het, maar Johannes is die boek wat sê wie Jesus was. So, hy was 'n regte persoon, hoe hy was. As ek nou vir jou sê, ek weet wat ek al van jou gehoor het, en wat jy al gehoor het, jy gesê het, en goeders, maar ek kan nie noodwendig vir jou sê wie jy was nie, as ek jou nie ken nie, en dan kan ek sê, nee, ek weet Ursula het dankie Dorie, en sy is daar in die dag, en sy doen dit, en sy doen dat, en dit, maar Johannes kom en hy sê, nee, maar weet jy wie is Ursula? Sy het 'n hart van goud, of sy gee om, sy het spandeer tyd met jy vertel 'n ander manier van wanneer jy iemand nader ken, en dit is Johannes se manier, hy kom toe nou van 'n ander kant af in. Johannes los eintlik baie uit wat die eerste 3 in het. Baie uit. Die eerste 3 boeke het baie van die gebeure, het baie van die doen en late. Johannes los omtrent al daai goeters uit. Nou wonder ons hoekom, want miskien is dit klaar gesê, of miskien het hy 'n spesifieke rede. En hulle dink hy het 'n spesifieke rede eerder. Daar is nou sekere goed wat ek net wil uitwys. Goed wat die boek van Johannes basies, jy kan sekere goed in hom sien, hy los goeders uit, hy sit goeders by, hy het sekere goed uitgelos wat al die ander in het, wat hy uitlos. Dan sit hy goed by wat geen een van die ander in het nie, wat net hy in het, en dan het hy 'n spesifieke emphasis, klem, hy het 'n spesifieke klem, en 'n spesifieke styl wat die ander nie het nie, en die manier hoe hy kyk na goed, is ook spesifiek anders, want ons moet onthou, die evangelies is loslik gebaseer op Markus se feitelike struktuur. Ons glo Markus is eerste geskryf, en dan het Matteus en Lukas Markus gevat, en net op daai losstruktuur hulle weergawe ook gaan deurgee. Want as jy kyk na die tye wat die boeke geskryf is. Maar Johannes kom van 'n ander oogpunt in. Hy het dit anders gedoen. So hy val nie onder daai in nie. En dis wat Johannes eintlik 'n baie unieke boek maak. So hy's nie net nog 'n evangelie nie. Hy's nie net nog 'n weergawe nie. So goed wat
hy nie in het nie, wat die ander in het, is goed. Hy het byvoorbeeld niks van waar Maria swanger word nie. Haar swangerskap waar sy swanger word nie. Hy het daai sommer heeltemal uitgelos. Jesus se doop, die versoek van Jesus. Hy het geen uitdryf van demone in nie. Weet, as jy hom lees, dan dink jy nou nie daaraan nie. Want mens lees nie so daaraan nie. Jy lees mos nie 'n ding en dink wat's nie daar nie, maar hy het geen uitdryf van demone nie. Hy is nie waar Jesus op die berg is en hy moes die transfiguration sien van Elia wat kom, daai deel. Hy het nie dit nie. Hy het nie die laaste maaltyd in nie. Dit het hy nie in nie. Hy het ook nie die Getsemane waar Jesus gesoeg het in Getsemane, hy het nie dit in nie, en hy het ook nie waar Jesus opvaar hemel toe nie. So daar is sekere goed wat hy uitlos. Hy het net 7 wonderwerke in. Wat jy dink? Hy het net 7 wonderwerke in. Waar al die ander wonderwerke is in die ander boeke, en hulle is vol wonderwerke, het hy net 7 in. En dan een ding wat eintlik verbasing is, hy het amper geen hy praat eintlik amper niks van die koninkryk. En dis 'n groot ding wat Jesus heeltyd gepraat het. Hy praat 2 keer van die koninkryk, en een keer was dit by waar Nicodemus kom, en die ander keer was dit met Pilatus. Maar andersins praat hy nie van die koninkryk soos wat die ander praat. Ander praat van die koninkryk van God of die koninkryk van die hemel. Ons het mos dit al verduidelik. Dit gaan vir 'n Jood of gaan vir 'n Griek, maar hoe ook al, hy praat eintlik amper niks daarvan nie. Wat hy wel in het, is van die 7 wonderwerke wat hy in het, is 5 heeltemal nuut. Net 2 is in die ander boeke herhaal. Nou wonder ons hoekom. Jy weet, hoekom noem hy nie die wonderwerke soos wat die ander doen? Nou, hy praat van wonderwerke, Johannes praat van wonderwerke as tekens. En 'n teken is mos iets wat jou wys na iets toe. So, as jy 'n teken sien, dan is dit gewoonlik 'n teken na iewers toe, of 'n teken na 'n plek toe, of iets. 'n Teken wys jou mos iets uit. Hy praat, dis nie net 'n gebeurtenis en dit staan so nie. So hy gebruik die wonderwerke wat hy wel het as 'n aanwysing na iets toe in Johannes. Dis amper soos 'n punt wat jy nou, waar hy iets vir jou uitwys, of 'n plek na waar hy iets vir jou uitwys. En dan wys hy spesifiek na die wonderwerk toe. Ek het nou vreeslik baie notas gemaak, want dit was vir my so interessant. Dis byvoorbeeld net in Johannes waar Petrus in die voete was storie is. Dis in Johannes, dit is vir hom belangrik. So as ons goed in Johannes lees, as ons nou dit so deurwerk, dan moet ons altyd kyk, wat wys hy met hierdie storie of teken, waantoe wys hy? Hy het spesifieke doel. Hy is nie net 'n feitelike weergawe, historiese weergawe nie. Sy stories in Johannes, wat hy die stories van mense vertel, is meestal van individue. Hy het nie vreeslike massa mense stories nie. Dis individuele praat met een op een meestal. Dit is die stories 1 tot 1. Daar's nie vreeslike skare mense oral nie. En dan het hy die 7 statements, die goed wat Jesus gesê het. Wat is 'n statement? Verklaringe van Jesus wat sê, ek is die brood. Ek is die lig van die wêreld. Ek is die goeie herder wat ons nou hoor Sondag. Ek is die deur, ek is die opstanding en die lewe. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die ware wynstok. Johannes het daai waar Jesus homself verklaar en wys. Hy is die een wat dit in het. Nou wonder mense, het die ander 3 dit gemis? Het hulle nie so geluister nie? Want hulle het nie daai in nie. Maar hulle het 'n ander doel. En Johannes het spesifiek met 'n rigting gekom, want hy wou sekere goed wys, sy hele rede hoekom hy dit gedoen het. Nou die emphasis vir dit is as mens kyk na waar hy geskryf is, of hoe hy Jesus die klem sit, waar hy die klem sit van Jesus se bediening,
sien jy dat Matteus, Markus en Lukas sit Jesus, onthou Jesus is basies in die beloofde, in Israel. Nou het jy mos noord en jy het suid. Jesus se eerste 30 maande was meer noord gewees, Galilea en dit was noord, en dan sy laaste 6 maande van sy lewe was meestal in Jerusalem en dis suid. En ons het al voorheen genoem dat in Jerusalem suid is waar die ortodokse Jode was, die streng Jode, die Jode wat eintlik teen Jesus was. Maar noord in Galilea was hulle vir Jesus. So dit was nie dat alle Jode teen Jesus is nie. Die vriendelike Jode was noord en die kwaai onvriendelike Jode was suid in Jerusalem. En nou kyk mens na, dan kom jy nou waar hulle sê dit is hy staan teen, want weet, die eerste 3 sê hy was meestal noord en dan kom Johannes en sê hy was meestal suid. En dit lyk nou asof daar 'n weerspreking is, maar dit is nie so nie. Wanneer daar groot feeste was, het Jesus af suid gekom en die feeste in Jerusalem gehad en dan het hy weer noord gegaan. En al Johannes se weergawes van goed is meestal in die suidelike gebeure. So is nie dat hy sê Jesus was meer suid as noord nie, dis net hy het meer geskryf oor Jesus se suidelike dinge en wat hy gedoen het as hy suid was en meer in Jerusalem. So daar is eintlik geen weerspreking nie. Jesus was 'n goeie Jood in die sin van hy het tog die Joodse feeste gehou en dan het hy afgekom Jerusalem toe vir hulle en dan het hy nou weer opgegaan. En dit is waar die verskil so daarin kom. So daar's eintlik geen weerspreking nie. En as jy kyk nou na die styl van Johannes het eintlik baie min kort stories, kort gelykenisse. Die ander, jy kry baie kort gelykenisse in die ander boeke, maar Johannes het nie baie kort gelykenisse nie. Hy het meer waar waar Jesus betrokke is in gesprekke en oneindigende argumente. Want onthou, die vriendelike ouens was bo en daar het hy baie van sy kort stories vertel en vir hulle geleer, maar die onvriendelike Jode is onder suid en daar het hulle met hom geargumenteer. So daar het hulle hom aangevat en so meer van daai gesprekke van die argumente en die redenasies het suid gebeur en so dis kom Johannes meer van dit in het. Maar daar's 'n doel ook van alles. So wanneer hy eintlik sy styl verander Jesus. As hy noord was en hy was in die Galilea en met daai Jode het hy op 'n ander styl gepraat en as hy afgekom het hy geweet hy gaan nou aangevat word deur die Jode het hy met 'n ander styl gepraat. Byvoorbeeld as jy na Johannes 8 kyk, sal jy sien die Jode kom en sê vir hom, wie is jou vader? Ons vader is Abraham. En ek het nooit so daaraan gedink totdat ek besef het maar want dit is die Jerusalem Jode wat met hom wou argumenteer, wat hom wou aanvat, wat onvriendelik was, wat hom wil teestaan, wat eintlik vir hom sê, ons weet wie jou pa is. Jou pa is Josef. Weet, jy's eintlik ons weet jou pa is nie Josef nie. Ekskuus, ons weet jou pa is eintlik nie Josef nie. So weet jy nou eintlik wie is jou pa? Dit was mean. Hulle was eintlik mean. Hulle het eintlik vir hom gesê, ons weet Josef is eintlik nie jou pa nie. Ons vader is Abraham, maar jy weet eintlik nie wie jou pa is nie. Is wat hulle vir Jesus sê. So hulle het gekom en hom aangevat en hulle was lelik met hom, maar hy het nou hulle geantwoord en gesê, nee, my vader is God. Maar ek het dit nooit eintlik so gelees as jy Johannes 8, ek gaan hom nou anders lees, want ek het maar net gedink, hulle dink Abraham is ook sy vader, maar dis nie wat hulle sê nie. Hulle was net eintlik mean om te sê, jy weet nie eintlik wie jou pa is nie, maar ons weet wie ons vader is, want hulle het gekom met die bloedlyn af, en met die bloedlyn af is Josef mos nie in die bloedlyn sy vader nie. So, hulle het hom heeltyd aangevat, dis hoekom hy 'n ander styl moet hê. En dan, as ons kyk in Johannes, is hy baie eintlik aanvallerig teen die Jode, in die sin van hy praat van die Jode wat
Jesus doodmaak. Maar ons moet onthou, daar's twee verskillende tipe Jode. Die hele of 'n groot deel van die haat teen die Jode as gevolg van Jesus. So nou nie die ander haat van ander gelowe nie, maar die haat as gevolg van hulle wat Jesus doodgemaak het, is eintlik die syde Jode se skuld. Maar al die Jode het hom nie, was nie teen hom nie. En nie dat hulle in hom glo nie, dis nie wat ek sê nie. Ek weet alle Jode glo nie noodwendig in Jesus nie, maar ek sê maar net daar was twee tipe Jode, die syde was die Judeans, en dis waar Jews vandaan kom. Die woord Jews vandaan kom van die Judeans, want dit was die suidouens. En die noordse Jode was Galileans. En hulle was nie teen Jesus as profeet of iets nie. Hulle is nog steeds Jode, so hulle glo nie noodwendig as hom as Messias nie, maar die punt is net, hulle wou hom nie doodmaak. Dit is die Judeans wat hom wil doodmaak. So wanneer Johannes kom en hy praat, nou onthou, hy is meer in die syde, Jesus se lewe hier is meer in die syde, so hy praat van die Jode wat hom wil doodmaak, die Jode wat hom doodgemaak het. Hy praat bietjie teen die Jode daar, maar hy praat van die suidjode. Johannes se teologie, as ons lees, gaan meer oor teologie. Sy skrifte gaan meer oor teologie, meer oor wat mens moet glo. Onthou, hy praat met die syde meer as die noord, as wat hy praat oor die etiek van hoe jy moet lewe en wat jy moet doen. So, dis die verskil, want hy het met 'n verskillende groep mense gepraat. So wanneer hy noorde toe gegaan het en hy daar gepreek het Jesus gepraat met hoe jy moet leef, wat jy moet doen, weet, hoe jy moet wees met jou, as jy weet, met jou slaaf of met jou broer, weet, met die hoe jy moet lewe, how you must behave. Het hy basies gepraat as hy in die noorde praat, maar toe hy nou onder praat, was dit meer oor wat jy moet glo. So dit was meer, en jy kan verstaan nou hoekom, want hy praat hy met die syde Jode, en hy het ook deeltyd teenstand oor dit gekry. So as ons nou kyk na die uitkyk van die boek van Johannes, is hierdie vir julle interessant. Julle wil nie meer in die boek ingaan nie. Ons gaan meer in die boek ingaan, maar ek haak dalk nog net te lank bietjie vas. Net as 'n goeie agtergrond. As mens na die uitkyk kyk van die boek van Johannes, moet mens onthou dat in daai tyd het jy die Hebreëus en die Griekse invloed gehad. Onthou, jy het amper 'n skeidlyn met die Nuwe Testament want die Ou Testament is in Hebreëus geskryf en die Nuwe Testament is in Grieks geskryf. Maar die Nuwe Testament mense was Hebreëus. Jy weet, hy is wel in Grieks geskryf, maar ek bedoel, hulle het soos Hebreëus gedink. Want Grieks is net 'n ander nasie, dis al. Die Grieke was net 'n ander nasie en dis waar dit nou begin meng het. En die tydsone waar dit begin meng het en waar hulle nou, die Grieke was ook ver met hulle geskrifte en hulle waar hulle skryf, en so die mense het nou al twee tale geken. En as mens nou na kyk, die manier van, net seker maak, ek mis nie iets nie, iewers dink ek nou aan iets, ek kom nog, so die uitkyk van die boek, as jy kyk na Matteus, Markus en Lukas, is hulle uitkyk is baie meer gemeng, in die sin van Hebreëus het 'n uitkyk gehad van 'n tydlyn. Hebreëus praat van 'n plat manier, jy het 'n begin, jy het 'n middel, jy het 'n einde, soos wat ons eintlik dink nou. Ons dink in terme van tyd. En die manier hoe hulle geskryf het was in terme van tyd. Dis hoekom jy ook die eerste 3 boeke kry waar hulle die gebeure in terme van tyd meer uitsit. Die Grieke manier van dink, hulle was baie filosofies. Hulle het meer op en af gedink, weet, van
daar's hemel en aarde. Hulle dink heeltyd eerder in spasie as in tyd. En al hoekom ek dit sê, dit is nou nie so belangrik daai nie, maar laat mens net weet, in die eerste 3 boeke is tyd baie meer belangrik, waar in die Grieke is wat goed beteken meer belangrik. Dit is meer filosofies. Dis meer, dis nie heeltemal so feitelik nie. Dis meer vertikaal. En Johannes is albei, maar jy sien baie meer van die Grieks in Johannes as die Hebreëus, want hy praat so van die Here wat die hele wêreld liefgehad het. Nie net goed, dis wat gebeur het en hy het liefgehad in die tydlyn van die ding. Verstaan? Maak ek sin? Ek wil nie net te veel daarvan sê, want dis net baie daar in die lig, maar hy praat van die Here wat die wêreld liefgehad, dan sê hy sien aarde toe. Jy weet, jy sien daai meer as wat die gebeure kom. En dis 'n groot verskil. Nou kom ons kyk na die persoon van Johannes. Johannes, dit was ook vir my baie interessant. Johannes was 'n visserman. Hy het self vis gevang. Hy het in Galilea vis gevang, noorde vis gevang, maar hy het ook in die suide dit afsê daarvoor gehad. En as ek sê noord en suid, dink ek is Israel is klein. So vir hulle was dit nou, weet nie so ver nie. Nie soos ons dink aan, weet, oor Afrika kruis en goed nie. Dit is maar kort afstande. Maar hy het in die noorde vis gevang en in die suide sy afset gehad, sy besigheid om dit te verkoop. Hy het in Jerusalem vis verkoop. So hy was 'n besigheidsman ook, maar jy kan sien hy was albei noord en suid. Hy was baie meer bekend met die suid as die ander disippels en met hulle manier van dink. Die enigste en Johannes was ook van, ek weet nie of hy van die suid was nie, maar hy het dit baie goed geken. Ek weet nie waar sy afkoms was nie, maar hy het die suide se Jode baie goed geken en dan uit die aard van die saak noord en suid. Maar interessant, die enigste ander disipel wat van die suide afkom, en onthou die suide is die Jode wat meer orthodox was en wat meer argumente gehad het. Die enigste ander een was, en julle kan seker raai, is Judas Iskariot. En dit was vir my interessant, weet, want die Jode wat hom gekruisig het, kies Judas om na toe te gaan. En hy kies 'n southerner om te vra, en dis amper asof hy ook daai kop gehad het van die argument, of hoe ook al hulle gedink het teen Jesus, of hom nie aanvaar het nie, dit het by Judas Iskariot ook ingesluit. Al die ander disciples van Jesus was van die noorde, was van die meer vriendelike kant van daai vriendelike noorde af. Van die 12 disciples was 5 wat ons weet en 7 wat ons vermoed familie van Jesus. Definitief 5, miskien 7. Hulle was fisies familie van Jesus, maar nie broers of susters nie broers nie. Want ons weet sy broers het hom nie aanvaar nie tot na die kruisiging, na die opstanding, tot na die opstanding. Het sy naby broers hom nie aanvaar nie, broers en susters. Na die opstanding is daar van sy broers en susters wat hom begin volg het, nie vervolg nie, begin volg het, in hom glo het, begin volg het, en hulle is ook doodgemaak vir hom. En van daai is wat is James? Jakobus en Judas, die boeke, hulle die boeke geskryf ook. Dit was sy broers. Maar dis na die opstanding. So, hierdie disciples, hierdie 5 of 7, was neefies, of verder, hoe ook al, maar hulle was familie. En dan, soos ek sê, hulle het ook gesterf vir Jesus op die einde. Maar die 3 naaste disciples aan Jesus, weet julle, is Petrus, Jakobus en dis nou nie die Jakobus die broer nie, die ander Jakobus, en Johannes. Want Jesus het nie favorites gehad nie, maar hy het toch 'n binnekring gehad.
jy het tog mense wat nader aan jou is as ander mense, maar jy is lief vir almal. Maar hy het 'n binnekring gehad waarvan die een wat die mees binne in die binnekring was, weet ons is Johannes. Hy verwys na homself as die disipel wat Jesus lief gehad het. Ons spot baie keer daarmee, want ons dink hy sjou 'n bietjie af daarmee, en ek weet nie of dit in die naam is nie, want Johan doen dieselfde. Weet hy sjou ook af met dit, maar Johan doen dieselfde. So is dalk net 'n naam ding, of hy dit so opgetel en dit besluit hy is van daar af, of hy is dalk 'n afstammeling of hoe ook al. Maar dit is so, nee, dis snaaks hoe dit werk. En hoe ons weet hy was wel nie net sy eie gepraat nie, want hy praat, hy het dit mos geskryf, so hy's bietjie subjektief. Jy kan nie noodwendig weet of dit so was nie, maar hoe ons weet hy was ten minste baie naby aan Jesus, is wanneer jy by 'n maaltyd is en jy nou het ons stoele en tafels en jy kan sit net waar jy wil, en ons het nie meer daai gebruike nie, maar in hulle tyd was die tafel mos laag op die grond en jy het gelê en eet. Jy het gelê, op jou sy gelê en baie keer op jou hande gesit of so op jou elmboog geleun. En om almal in te pas om 'n tafel, moes iemand, as jy nou so lê, moet iemand hier langs jou kom in lê, en dan was hulle kop baie keer hier by jou bors. En jy weet, as jy nou so sit, en dan kan jy nou net weer, dan lê jy so op jou ou se bors. Nou jy gaan nie enige ou hier so op jou bors laat lê nie. Jy weet, jy vat jou favorites wat so op jou bors lê. Dis ook hoekom hulle voete gewas het voor hulle geëet het, want jy's naby aan iemand se voete. Jy weet, soos wat jy so lê, kom iemand se voete hier naby jou verby. En jy wil nie stink voete by jou hê as jy eet nie. Nou was ons hande, en dis ander gebruike, maar dis hoe hulle gewerk het. So dis hoekom hulle voete gewas het, die slawe het die voete gewas. As jy mos kom by mense, almal het mos slawe gehad of diensknegte gehad, en die diensknegte het die voete gewas. Dis waar Jesus se lering van inkom van voete was, maar dis hoe hulle geëet het. En so Johannes was altyd die een wat by Jesus se bors gerecline het. Wat is 'n mooi woord vir recline? Ja, so gelê het. Gerus het, ja, want hy het altyd daarso want hy was altyd by sy bors en hy het so teen hom daar gelê. Dit is vir my baie weird, want ons is nie vandag en elkeen ons eie spasie, weet jy, doen dit nie sommer nie, maar dit is hulle gebruik daai tyd. En so ons weet, daardeur laat Johannes wel spesiaal vir Jesus was, want hy het dit gereeld gedoen, dit is hoe hulle gelê het in daai orde, of ten minste die twee, ek weet nie waar die ander was nie, en ook Jesus het dit so aanvaar. So ons weet, hy was spesiaal, en dink nou net, as jy lê by 'n tafel, as jy eet, dis 'n ontspanne atmosfeer, weet, dis nie 'n banket en 'n groot storie nie, dit is 'n ontspanne atmosfeer, as jy mos nou net by die huis eet, en jy's nou met jou mense wat jy eet, dan kan jy nou, kon hy maar daar seker gelê het, en sy kop die teen Jesus se bors gedruk het, en dan kan Jesus goed vir hom vertel, wat dalk ander nie hoor nie, of hy kon vir hom goed sê, saggies, van, net goed fluister van, hierdie ding of daai ding, of, weet, sê nou maar net, ek voel down vandag, Jesus, en dan kon Jesus vir hom sê, nie worry nie, weet, alles gaan oké wees, of wat ook al, jy weet, en so naby aan Jesus te kom, waar jy so kan, weet jy, jy's baie meer persoonlik. Ek dink hy het 'n baie meer persoonliker verhouding gehad as die ander, net vir daai rede alleen, ten minste vir daai rede alleen, en dan dink ek was daar ander redes ook, maar want hy het heel waarskynlik seker meer gedoen en nader aan Jesus gekom, maar ook al hy is die een wat sy kop teen Jesus se bors gedruk het as hulle nou geëet het. So ons sien hom as die disipel wat die naaste aan Jesus was, vir daai redes. Hy is ook die laaste lewende apostel, disipel van Jesus. Hy is die langste lewende disipel. Al die ander was eintlik al doodgemaak teen die tyd wat Johannes geskryf is. Want die goed is nie dadelik na Jesus se dood geskryf nie. En toe die tyd wat
Johannes geskryf is, was eintlik al die disippels al doodgemaak. En wanneer jy nou Jesus, of kom ek net sê, ek het gesê, hy is die naaste aan Jesus. Onthou, ons het gesê, jy disippels wat die feitelike goed sê, en dan jy die disippels wat, dan jy Johannes wat aan ander kant inkom mee by die storie. As jy Jesus nader ken, gaan jy die storie anders vertel. Weet, as ek jou goed ken, gaan ek het anders vertel as iemand wat net weet van jou. Dis hoekom dit so verskil. En Johannes het nou, hy is die langslewende en hy het dit anders vertel, want hy het heel waarskynlik Jesus die beste geken. Nou ons sien in Johannes, hier by 19 rond, praat Jesus, maar as ek sê Jesus het Johannes die beste geken, beteken dat nie die ander nie geken nie. Weet, of hy is nie vriendelik met die ander, of hy is nie naby die ander nie. Weet, hy was naby almal. Ons ken Petrus, ek bedoel Petrus is vir ons 'n groot figuur in die Bybel, en hy is nie die Johannes nie. So Jesus het baie moeite gedoen, hy het baie moeite met almal gedoen. So julle moenie daai verkeerd hoor nie. Maar as ons sien in Johannes hier by 21 vers 19, 20 rond, skies Johannes 21, is hier aan die einde, die laaste hoofstuk van Johannes. Is dit 21? Maar hier by vers 19 rond, of iewers, sê Jesus vir Petrus, laat hy gaan ook gekruisig word. Dis hoe hy doodgemaak gaan word. En ons weet, met die geskiedenis, laat Petrus 30 jaar met hierdie kennis geloop het, voor hy eintlik doodgemaak is. So hy het vir 30 jaar, dis wel, niemand van ons weet hoe ons doodgaan nie. Jy weet dit nie somme nie. Jy weet dalk aan die einde of ietsie meer, maar party mense hoor iets is terminaal of nie, maar eintlik weet ons nie hoe ons doodgemaak, hoe doodgaan nie, maar Petrus is gesê hoe hy doodgegaan. Hy het net geweet wanneer nie, en hy het met 30 jaar geloop met hierdie kennis van ek gaan ook gekruisig word soos Jesus. En hier word hy gesê hoe hy doodgemaak geword. En ek dink net as dit kom, net daarna kom dit en dit gebeur met Jesus. Dit was vir Petrus baie meer persoonlik as vir die ander. Want hy het gesê dit gaan met my ook gebeur. Dit maak my amper verstaan dat hy hom verloon. Ek raak altyd nie mekaar met die twee. Een is verloon en een is verraai. Okay, dat hom verloon. Want hy moes nou gesê hy gaan so doodgaan. Hy het 'n bietjie van 'n ander rede gehad om te sê nee, ek ken hom nie. Want dalk het hy gedink dis nou die tyd wat ek ook so doodgemaak geword. Want Jesus het hom gesê dit gaan gebeur. Dit laat mens net Petrus bietjie meer verstaan. Dit is nie want hy was nou grootmond, ek sal saam met jou gaan en alske goeders. Maar hier word hy gesê hy gaan ook gekruisig word. En dan vra hy, maar wat van Johannes? Want hy weet mos nou Johannes is die een wat op Jesus se bors lê. Dan sê Jesus vir hom, eintlik it's none of your business. In soveel woorde, dit niks met jou te doen nie. Hoe hy doodgemaak geword. Jy weet nou net wat ek vir jou sê. Maar dit niks met jou te doen nie. En omdat hy dit gesê het daar 'n valse storie begin, laat Johannes gaan leef tot Jesus weer terugkom. Wat ons weet nie die waarheid is nie, maar dis net oor dit, want Jesus het gesê, wat as ek wil hom hou totdat ek weer kom? Dit was net 'n ding van, dit het niks met jou te doen nie, as ek wil hê hy moet leef totdat ek weer kom, is dit mos my saak, maar dis nie bedoel dat dit gaan gebeur nie, dis net niks met jou te doen nie, ek kan mos maak wat ek wil. Maar, ons weet dit nie so gebeur nie, en Johannes spreek het ook later aan, dat dit was nie wat Jesus bedoel het nie. Maar dink net daaraan, Jesus moes sy ma aan iemand toe vertrou. So hy vertrou dit aan die disipel toe, wat hy weer die langste gaan leef. Want hy weet die ander gaan doodgemaak word, en wie gaan daarna kyk? Hy moet hom, ek weet nie of Johannes die guns gegee is, om so lang te leef, sodat hy na Maria kan kyk. Ek hou van daai gedagte, weet net dat Jesus besluit het, ek gaan na my ma kyk,
en ek gaan haar toe vertrou aan 'n iemand wat ek weet vir my, omdat hy vir my lief is, sal hy vir my ma goed wees, en hy sal daar wees vir haar, hy gaan aanhou leef vir haar. Ek hou daarvan, om te dink dat Jesus daai sagtheid in hom gehad het, om te weet, ek sal na my ma kyk. Dit is nou liefde van 'n kind vir 'n ma. Weet, want, jy sien, dit was vir my mooi, net om so te dink, hoe hy vir Maria oppas, want hy kies Johannes. En daar's 2 redes, soos ek sê, want Johannes het hom lief gehad, want as ek vir jou lief is ek vir jou kinders lief. As ek vir jou lief is, sal ek na jou ouers kyk. Ek sal doen dit vir jou. Ek sal dit vir jou doen. En hy weet Johannes is vir hom lief, so hy sal dit vir Jesus doen om na sy ma te kyk en goed wees vir haar. En dan bly lewe sodat sy nie weer gelos word nie. Hy het dit gemaak dat sy nie weer gelos word nie, dat Johannes sal bly lewe. So dit was net vir my mooi, daai gedagte. Jesus het duidelik geweet hy sal oud genoeg word. Want hy kon nie dit los laat sy broers en susters na sy ma kyk nie, want hy het geweet, hulle gaan begin glo en hulle is ook doodgemaak. Baie van sy broers en susters is na sy opstanding, het hulle geglo, hulle het ook begin disippels raak, maar hulle is ook doodgemaak. So hy het hom vir Johannes gegee. Dan weet ons, Johannes het ook lank gelewe, dalk omdat hy sy persoonlike kennis van Jesus, want hy is een wat die persoonlike kennis gehad het. Dalk het hy ook lank gelewe, sodat hy daai persoonlike kennis meer kon oordra, laat dit nie so vinnig verdwyn nie, laat dit meer kon deurgaan na die disippels toe, en na die ander toe, dat hy meer lering kan gee daaroor, dat hy dit kon neerskryf. So is dis ook 'n rede dalk hoekom hy langer geleef het as die ander. Wat Johannes doen in sy geskrif is hy brei uit, hy brei bietjie meer uit op Jesus se woorde. Party geleerdes hou nie daarvan nie, maar ook al, hulle kan niks daaromtrent doen nie, want dis half 'n parafrase. Jy weet, almal gaan oor jy moet 'n literal Bybel hê wat die woord net so sê en jy moenie 'n parafrase gaan. Jy weet, hulle hou nie van die message nie, want hy's 'n parafrase. Hulle vat wat is die besondere betekenis van elke woord, want dis wat ons moet gaan. Hulle hou nie van 'n parafrase nie. Maar Johannes is juis ook 'n parafrase. Hy het gekom en bietjie uitgebrei. As Jesus iets gesê het, het hy so halwe verduidelikingkie daarby gesit. En ons kan nie altyd presies sien wat is definitief Jesus se woorde en wat lyk of daar's 'n paar goed wat net 'n bietjie verdag lyk, wat dalk Johannes se invloed ingehaat het. Soos byvoorbeeld Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gesê. Dit klink nie soos 'n direkte woord uit Jesus se mond nie. Dit klink soos woorde oor Jesus. Nou, alles in Johannes is geïnspireerd deur die Heilige Gees. Want iemand wat Jesus so goed geken het, en wat, so dis nie 'n probleem nie. Ek sê maar net, Johannes is nie die literal, net so neergesitte woord en gebeure van die ander 3 boeke nie. Hy het nou so bietjie gaan inkleer, bietjie meer verduidelik. En ook, ek bedoel, ek ken vir my Johan, ons wil nie die mekaar met Johanna nie. Ek ken vir my Johan goed. So baie keer sal hy 'n ding sê, en dan sal ek sommer sien die mense het dit nie gevat nie. Jy weet mos nou. Dan sal ek vir hulle sê, nee, hy bedoel dit. Doen julle dit partykeer met julle mans? Weet, as hy iets sê en jy kan sien dat ou dit nie lekker begryp nie, of dit verkeerd opgevat, baie keer verkeerd opgevat, dan kan ek dit sien, en dan sal ek dit klein bietjie inkleer, of ek sal net vir hulle verduidelik, of ek sal net sê, wat ek weet wat die betekenis was, wat hy gesê het. Ek ken sy hart, ek weet hy bedoel dit goed, of ek weet hy het dit nou net half gesê, en hulle dit nie heeltemal gevat nie. Juist daai ding van, die Here het hom die liefste, as ek knaand aan sy kuis, verduidelik net die mense wat jy bedoel daarmee, want hulle gaan jou net so vat, en dink jy
jy dink regtig so, dan sal hy vir my sê, maar ek dink regtig so, en ek sê, nee man, dis nie wat jy bedoel nie, jy weet, so, dis wat Johannes hierso doen, hy ken Jesus se hart, hy weet wat hy bedoel, en hy kleer dit baie keer maar so bietjie in, ons vermoed so, want die manier hoe geskryf is op daai manier, en jy kan sien, daar's baie goed, so hy het meer van 'n bietjie van 'n parafrase in, maar komende van iemand wat Jesus goed ken, sy ma bygelos het, lank laat lewe, omdat hy hom goed ken, hy is vervul met die Heilige Gees, vat ons dit as gestuur deur die Heilige Gees, want ons glo die Bybel is geïnspireerd deur God se Gees, hy is tog die redakteur van alles. So, as jy kom by die ouens wat so slim is, en hulle begin die Bybel nou, weet, kritiseer en uit mekaar uittrek, dan hoor jy nou sulke goeders uitkom. En dan volg hulle nie die Here se, weet, hulle is nie, hulle moet die Heilige Gees ook in ag neem, en hulle doen nie dit nie. So as jy kritiek hoor, kom het van daai kant af, waar hulle nie die Heilige Gees se invloed in die Bybelvorming sien nie. So, kom ons kyk nou na ek maak dalk net betyds klaar. Ons kyk na die rede vir Johannes. As jy na die boeke kyk, baie keer sê hulle aan die einde van die boeke, sê hulle hoekom hulle 'n boek skryf. Dit is hoe hulle dit gedoen het. As ons aan die einde van Johannes kyk, gaan ek net noem, hy sê daar's baie wat geskryf is oor, maar eintlik kan ons baie meer skryf, en net voor dit sê hy ook, weet, hy skryf hierdie sodat ons kan glo. Dit is nou my eie, maar nou sit ek my eie weergawe in. Maar hy sê eintlik, as jy alles moet skryf oor Jesus, dan sal dit die wêreld sal te klein wees, basies. As jy alles moet neerskryf oor Jesus. En wat mooi is, dit pas vir my in by die begin, want in die begin sê hy, Jesus was die woord, en alles is deur die woord gemaak. So dit laat my dink, maar dan beteken dit, hy bedoel van die begin van die skepping af, nie van Jesus se geboorte af. Jesus is in alles. Daar bring hy Jesus deur die hele Ou Testament deur. Want as hy aan die einde sê, as al die boeke, wat sê hy, hoe sê hy dit daar so, wie dit daar? Hy sê daar so, were every one of them to be written. Want hy sê, kom ek lees dit gou vir jou, ekskuus vir die Engels, now there are so many other things that Jesus did. Were every one of them to be written, I suppose that the world itself could not contain the books that would be written. Dit is die laaste vers, Johannes 21 vers 25. Dis die heel laaste vers van Johannes. Nou net voor dit sê hy sy rede, who bear witness to the things, and then know that the testimony is true. Dis sy rede, want hy was 'n getuie, en dat jy weet dis die waarheid, dat jy kan glo in die waarheid. So dis sy rede, maar wat mooi is, as jy na 25 kyk, hoekom sê hy dit? Want ons weet, Jesus het net 33 jaar gelewe, daar is geskrifte oor hom, die hele wêreld kan heel waarskynlik die boeke van Jesus se geboorte af tot op daai oomblik hanteer. Maar onthou, hy begin met, in die begin was die woord, en deur die woord als geskape. So Johannes begin eintlik hier, in die begin van die Bybel, en hy sê, Jesus het baie meer gedoen, en hy praat van deur al daai. Hy praat nie net van sy geboorte af nie. So hy begin met Jesus al van dit dan af. En dan sê hy, al die wêreld kan heel waarskynlik nie al die boeke hanteer, as mens gaan skryf oor wat Jesus alles gedoen het nie. So dit is baie mooi, net om daaraan te dink. Jy weet, daar bind hy die hele Ou Testament en Nuwe Testament saam. En hy los dit ook oop. Johannes is geskryf, baie, en hierdie wil ek wil afsluit met hierdie hele punt, 2 punte. Johannes is geskryf in Grieks. Grieks is soos Engels in 'n mate, hy tenses, baie meer tenses as Afrikaans, wat vir die Afrikaners 'n probleem is, want hy te veel tenses Engels. En hulle kan nie lekker volg wat 'n tens is wat nie. Maar Engels en Grieks nog meer as Engels,
Grieks groter, Engels is so. Ek het altyd, dan sê ek, as ek moet vertaal van Afrikaans na Engels toe, is dit maklik, want jy het 'n taal wat kleiner is, en jy gaan na 'n groter taal toe, so jy het baie meer keuse om na toe te gaan. As ek van Engels na Afrikaans toe vertaal, sukkel ek, want nou het ek minder woorde en goed om te kies van, en nou weet ek nie lekker wat woord moet ek vat vir presies daai betekenis nie. Maar Grieks is nog groter as Engels, so jy gaan van Grieks af na Engels toe, maar Engels het daarom ook tenses, net om te verduidelik hoe dit werk. In Engels het 'n present continuous tense. So dit beteken, dis nou en dit hou aan. Dit is spesifieke tense wat dit bedoel. En Grieks het ook so tense, en Johannes is verskriklik baie in daai tense geskryf. So dis nou en dit hou aan. So wanneer ons goed vertaal, en die Engels het dit ook nie heeltemal so vertaal nie, alhoewel dit in Grieks, in die woord, byvoorbeeld, as ek kan so sê, die woord soek en julle sal vind, in Johannes. Daai woord soek is in present continuous tense geskryf, in die Grieks. So dit beteken, hou aan soek en julle sal aanhou vind, as hulle dit so wil sit. Hou aan klop en ek sal aanhou oopmaak. Hou aan vra en ek sal aanhou antwoord. Weet, dit is nou net 'n voorbeeld, maar Johannes is baie in daai tense geskryf, want hy het dit in Grieks geskryf. En een van die grootste redes is dat jy aangaan om te glo, en jy sal aangaan om lewe te hê. Maar dis present continuous, so dis nou lewe hê en aangaan lewe hê. Nou glo en aangaan glo. En dis hoe hy geskryf is. Hy praat van die woord believing. En ek wil nie sê geloof nie. Wat is die werkwoord van geloof? Glo. Kom ek sê dan glo. Hy praat van die woord glo, believing, 98 keer. Dit is meer as al die ander evangelies saam, wat die woord believing sit. Onthou, dis present continuous tense, nou believing, begin en aanhou, glo, doen dit en aanhou. Dis nie 'n selfstandige naamwoord nie, dis 'n werkwoord. Dit is, hy praat van dit 98 keer, meer as al die ander evangelies se believing saam. Dis aktief, soos iets wat ons moet doen. En dis een van die groot redes hoekom hy die boek skryf, is laat ons sal aangaan. Ons moet aangaan. Dis nie nou die einde nie, dis nie net eenmalig nie, dis aangaan. Dis ook hoekom hy noem van, weet nie waar dit nou genoem is nie, of wat hy is of iemand anders wat noem van nie, maar die vroukie wat aanhou klop vir die regter en aanhou vra. Dis ook dieselfde tens gewees. Nou, daar's verskillende dimensies van believing, want daar's 3 goed wat jy kan doen met believing wat kom by hierdie tens. En ek wil julle hiermee laat vandag. Jy kan glo dat die eerste dimensie van believing in Johannes is believing that. Glo dat Jesus gekom het, glo dat hy gesterf het, glo dat hy opgestaan het, glo dat en ek kan glo dat iets gebeur het sonder om daarin te glo, sonder om het verder te vat. Die duiwel glo dat. Dit is, jy moet eers daai eerste stap vat. Dit is jou eerste stap. Is nie verkeerd nie, maar dit is net die eerste stap. So daar's baie mense wat glo dat, maar hulle stop daar. En dit is nie die bedoeling van believing nie. Believing het drie dimensies. Die eerste een is glo dat. Glo dat iets waar is, dat Jesus doodgemaak is, dat hy opgestaan het. Maar dis 'n sê ding, of dis 'n ding, dis nie dit wat jou red nie. Jy kan die waarheid aanvaar as 'n feit, maar nog steeds nie dit aangryp nie. En dit is dit. Soos ek sê, die duiwel glo dat en hy sidder. Wat sê hy? Hy glo en hy sidder. So hy glo dat.
maar dis nie genoeg nie. Die tweede dimensie is glo in. So, dis nie net glo dat nie, is glo in. As ek nou vir julle vra glo julle in my? Dis anders as glo julle dat ek hier is. Glo julle dat ek bestaan? Ja, baie maklik. Glo julle in my? Party gaan sê ja, party gaan sê ek ken jou nie so goed nie, jy weet, hang af hoe goed jy my ken. Weet, glo julle dat Ramaphosa die president is? Dan gaan julle almal sê ja. Glo julle in Ramaphosa, dan hoef julle nie te antwoord nie. Maar my punt is, sien julle die verskil? Daar's 'n verskil. So die eerste die eerste stap of eerste dimensie is om te glo dat dit die waarheid is, die tweede is om te glo in. En wanneer jy in iets glo, dan dis waar jy begin om te doen. Dis wanneer jy begin om jou dade begin wys. Wanneer jy in iets glo, dan begin jy in iemand te vertrou en na hulle te luister. En dis ook hoekom hy sê ons moet in hom glo. Jesus sê ons moet in hom glo. En jy kan nie in iemand glo sonder om op een of ander manier vir hulle te wys nie, want dit kom outomaties. So as iemand vir jou sê hulle glo dat Jesus God is, maar jy sien niks nie, dis waar hy nou sê geloof sonder dade is dood. Dan weet jy, dis nie dieper nie. Mens moet tog op 'n manier dade sien, en dis vertroue en dis dade, en dit is deel van Johannes, dis hoekom ek het sê, dis deel van Johannes se manier van skryf. En dan die derde ding is die continuous deel, is die om aan te gaan. En dit kom by, as jy kyk na die Grieks en die Engels, is die woord faith en faithfulness dieselfde woord. Hulle sê in Grieks sukkel hulle om dit bietjie te skei. So naby is dit in mekaar. En in Afrikaans is dit geloof en getrouheid. Hulle het nie dit dieselfde woord gekoppel nie, maar dis nou maar net die taal. Maar in Grieks is dit eintlik dieselfde woord, want jy moet aangaan, jy moet getrou wees om aan te gaan, jy moet aanhou, dis waar Johannes se styl inkom met present continuous, jy moet aanhou dit doen, jy moet aanhou klop, jy moet aanhou soek, hy die present continuous, en jy moet aanhou dit doen, om maak nie saak wat gebeur nie, want dit is Johannes se ding. Hy sê daar so Johannes 8 vers 31, julle sal regtig my disippels wees, en hy sê daar, if you hold on to what I say, nou die meeste word vertaal deur abide, as jy in my bly, Johannes 8 vers 31, en dan sê daarna, en dan sal julle my ken, en julle sal, die waarheid sal julle vry maak, soos daai deel van Johannes 8 vers 31, en julle kan net weer gaan kyk daarna, maar dit is die tens wat ek van praat. So as mens, as ons regtig sy disippels is, dan moet ons continually believing en doen en deurvoer aan wat hy sê, en dan sal julle hom ken en hy sal ons vrymaak, sê hy. So dit is daai abide, is to continue in. Nou as hy sê, en jy wil, ek meng nou so 'n bietjie skies, want as jy hom nou kyk, dalk moet iemand hom net lees in die Afrikaans. Het iemand 8 vers 31? Sê harte nie. Bly. Goed, so, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Nou, ja, dis intens. En as jy na die Grieks kyk, is dit 'n present continuous tense waar hy sê hold on. Daar's 'n paar verskillende verduidelikings, maar Engels sê abide. Abide is 'n continue ding. Ek weet, is bly. So daar ons kom nou van 'n groot taal af met 'n groot betekeniswoord en probeer hom nou in klein tale insit. So ons moet net onthou dit is daai tense en hy bly daar. Nou sê hy daarso, en jy sal die waarheid ken. En jy sal die waarheid ken as jy aanhou glo. Is daai vers. Nou wat is waarheid? Pilatus het gevra in Johannes 18 vers 37, wat is die waarheid?
skryf dan hier, Johannes 18 vers 37, vra Pilatus, wat is die waarheid? En hy het nie besef, die waarheid staan reg voor hom nie. Hier vra hy dit, sonder om te weet, wat, wie die waarheid staan reg, want hy ken nie Jesus nie. Hy vra nogal die belangrikste vraag ooit, en hy snap nie, die antwoord staan reg voor hom nie. En vandag ook, glo ek, as ons net vra, wat is die waarheid in hierdie situasie? Ek dink Jesus staan reg voor ons, met die antwoord. Daar staan hy voor Pilatus, reg voor hom, met die antwoord. En baie keer, jy is nou, ons is in allerhande verskillende situasies, en ons soek allemaal wysheid, met goed, en ons soek allemaal die waarheid, maar die waarheid is 'n persoon in die geval, nie 'n konsep nie, nie een ou se opinie, of die waarheid is 'n persoon, en hy staan reg voor hom, en hy kyk vir die waarheid, en hy besef nie, die waarheid staan reg voor hom. En dit is Johannes se openbaring. Nie die boek Openbaring, die openbaring wat Johannes vir ons gee, is dat Jesus is die waarheid. En ons moet hom ken, en ons moet hom aanhou ken. Want het is nodig dat ons Jesus ken. En as ons Johannes lees, dan wys Johannes vir ons Jesus se hart, van wie hy is. Nie net wat hy gedoen het gesê het nie, al die ander is ook belangrik, maar hy wys ons wie hy is. Net soos ek, my Johan, baie keer wil wys wie hy is. Dis vir my, ek weet hoe sy hart werk, en ek weet dit net omdat ek jare met hom al spandeer. En ek sien partykeer mense misverstaan hom, en ek sien hy verduidelik hom nie altyd reg nie, en ek sien nie, maar ek wil dat dan vir hom gaan openbaar vir die mense, dat hulle hom kan regtig sien. En dis wat Johannes hier doen. Hy wil dit doen vir Jesus, en hy wil hê ons moet hom regtig sien. Hy wil hê ons moet die waarheid regtig sien. En uit die aard van die saak is die hele Bybel daar vol waarheid, maar dit is Johannes se hart gewees, laat ons dit doen. En eintlik moet ons almal vra, wat Pilatus gevra het, in die sin van, wat dink julle van Jesus? Wat dink ons van Jesus? Want dis wat Johannes antwoord. Want hy vra, wat is die waarheid? En dis 'n vraag wat ons almal iewers vra, al dink ons nie so nie, want ons leef tog, wat dink ons van Jesus? Dit my dade kom uit wat ek dink van Jesus. As ek dink, hy is my antwoord, dan leef ek so. As ek dink, hy is net in die kerk, dan leef ek so, as ek net kerk toe kom. As ek dink, hy is altyd daar vir my, dan gaan ek na hom toe. So, dit is die belangrikste vraag wat ons kan vra. So vanoggend, ek wil maar net sê, dit is waaroor Johannes gaan. Dit gaan oor wat dink jy van Jesus. Dit gaan oor die waarheid staan voor jou. Dit gaan oor, hy wil vir jou die waarheid wees in jou lewe. Vanoggend as jy hier so sit en jy het wysheid nodig of jy wil graag hom beter leer ken. Jy smag na iets. Die waarheid staan reg voor jou, soos voor Pilatus. Ons moet kyk na Jesus en sê, wie dink ons is Jesus? Dat is nog goed van die boek, maar ek gaan net daar stop eers en net sê, kom ons bid net saam, dat ons net ons fokus sit op, wat se waarheid soek ek? Wat se waarheid soek jy? Wat is dit wat jy in jou hart soek? Miskien is mens nog nie jy dalk 'n spesifieke probleem, of miskien is jy net soekend, of miskien is jy al verder aan die Here, maar dit is nou nie, jy soek iets meer. Wat is die waarheid wat voor jou staan, wat ons eintlik net moet raak sien? En vir my net mooi was, is Pilatus vra wat sy waarheid, en Jesus was voor hom. So vanoggend, Jesus is voor jou, vir die waarheid wat jy soek. Here, ek wil net elke vrou by opdra vanoggend. En sê, dankie Here,
dat U ons nie los nie, en dat U ons nie los nie, maar U gee ons die Gees, maar U gee ons ook die woord, en U gee ons woord van mense wat U hart gesien het. Ons kan deur Johannes, kan ons U hart sien, en U staan voor ons ook, as die waarheid vir ons in ons lewens. En hier, as die vrouens is wat sê, Here, ek het die waarheid nodig vir my, in my lewe, en wat ek moet doen, of goed in my kinders se lewe, of Here, in hierdie lewe, en ons het die waarheid nodig, dan sê U staan nie voor ons. U staan nie voor ons, dit hang af hoe ek na U kyk. Wat sien ek? Pilatus sien 'n mens wat hy glo ander van hom sê, en Johannes sien die Christus in die hart, en die een wat ons red. Ons wil U sien as die een wat ons red volgend. En nie net red vir die hemel nie, maar red uit hierdie situasie, red met hierdie wysheid, en ons kom na U toe en vra, Here, laat ons die waarheid sien volgend. Ons wil ons situasies aan U opdra, en soos wat jy daar sit, vra vir Here, sê vir Here, ek wil die waarheid sien in hierdie situasie. Ek wil nader aan U kom, ek wil die hart sien, ek wil U leer ken, ek wil so naby aan U wees, Jesus is Johannes, ek wil my kop op die bors sit. Ek wil tyd saam met U spandeer in maaltyd oor die woord, en ek wil my kop op die bors sit, ek wil U so naby ken. Here, dis ons begeerte. Dankie dat U Gees ons leer van Jesus. U sê, U Gees openbaar vir ons dit van Jesus. So ons kan so naby aan U wees soos Johannes. En ons dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Amen. Net 'n interessante feit, na die toe Johannes die boek geskryf het, hy was in Efese toe Johannes die boek geskryf het, toe's al die ander disippels al dood, en toe daar al roemers begin opkom van, soos mense masma maak, van Jesus en alles, twee groot goed het al begin opkom van Johannes die doper was meer belangrik gemaak as wat hy moes, en Jesus was minder belangrik gemaak as wat hy moes. Plus ander ouens het gekom met ander boeke, julle weet van al die apokryfe boeke wat geskryf is, en goed oor Jesus se lewe, wat geskryf is, storieetjies van toe hy kind was en hy dit gedoen, en jy weet, mens hoor partykeer, maar dit is nie in die Bybel ingesluit nie. Die Bybel is spesifiek daar gesit vir mense wat eyewitness accounts van Jesus gehad het, van een of ander rede iets spesifiek so by mekaar gesit het. Hulle het baie kriteria gehad, en ek glo dis hoe die Here werk, maar Jesus het die Bybel sê, wat ons het sê, Jesus het eers sy wonderwerke op 30 begin, en dit is deur die Heilige Gees. Dink net daaraan, hy het nie as kind groot geword met wonderwerke doen, en dis wat ons glo, want dis nie ingesluit nie, want hy het eers met die Heilige Gees as mens wonderwerke begin. Want hy was mens. Ons moet nie vergeet dat hy mens was. En hy was mens en God, maar hy was mens. En dis hoekom hy ook kan sê, ons as mens kan vervul word deur die Heilige Gees, en ons gaan meer goed doen as wat hy gedoen het. Want dit gaan oor die Heilige Gees, dit gaan oor God in ons, nie oor ons nie. Maar dit is 'n interessante ding. So as jy ander stories hoor van Jesus wat nie boeke is, wat nie ingesluit is nie, dit word nie deel van die redakteur wat dit bymekaar gestel het, se boek gesien. Dan sê, dankie dat julle hier was. Ja. Kan julle hoor? Ja, kan julle hard praat?
Ja, en ons moet aanhou. Want almal is nie noodwendig vas op daai oomblik nie of getrou of weet jy kan baie keer iemand kry wat 'n offense neem, maar dit kom dalk iets uit hulle kinderjare uit of wat ook al en nou het hulle, jy weet, ek raai nou net, maar die punt is net al die mense reageer verskillend. En as ons deur ons getrouheid kan ons mos maar mense wen en dit is wat die Bybel sê, deur ons getrouheid. Eintlik deur ons dade, maar dade van getrouheid. Van wat ons mense wen. So dankie, ja, asseblief nooi mense. Op 'n tydjie gaan ons woorde nie net genoeg wees nie. Ons moet maar getrou wees, laat die mense sien. So en bid. Maar dankie dat julle hier was. Ons sal volgende week aangaan waar Marcel opgehou het verlede week. Okay. Ek is nou heeltemal van die punt af hierso. Dit was vir my baie interessant geweest. Toe ek dit nou so lees, toe dink ek wil dit so met julle deel. So